Goeiemôre julle. As jy dink 10 jaar is 'n lang tyd, hulle sê time flies when you're having fun. Dit voel vir my soos baie korter as 10 jaar. Nou, terwyl ek gaan praat, gaan daar 'n klomp foto's daar wees as jy jouself nie herken nie, dis 10 jaar later. Ons het van die foto's wat ons so deur die tyd geneem het, ongelukkig kan nou nie alles wys nie, dan gaan ons vir lankie wees. Maar terwyl ek praat, gaan daar foto's flash en goeders van dinge wat ons gedoen het die afgelope 10 jaar en so en so. Toe ek in die week ook terugkyk na van hierdie foto's en van hierdie memories en so aan, dan, ja, daar's gemengde gevoelens in my hart. As gevoelens, en ek dink die overwhelming gevoel is dankbaarheid, dat die Here vir ons regtig gedra die afgelope 10 jaar. So, daar kan ek vir jou 'n storie vertel, die storie van 'n hawe, net vandag, anders gaan ek baie lank wees. Maar ek gaan net so die begin se storie vir jou vertel. Ongeveer 10 jaar en, kom ons maak dit, laat ek gou dink. Ja, 6 maande, 10 jaar, 6 maande terug, is ek besig om te preek in 'n ander gemeente waar ek eers gedien het. En ek is besig met hierdie preek en ek het hierdie ding in my kop, wat ek nou vir hierdie mense moet oordra. En dit gaan oor Petrus wat uit die boot uit moes klim en op die water loop. So ek is toe nou besig met hierdie preek in my kop van en ek het hierdie toepassing uitgewerk en hy staan in my preekboek en ek gaan nou hierdie toepassing ek gaan hierdie gemeente nou vandag vertel, né? Van julle, ons moet God begin vertrou en ons moet in geloof, moet ons geloofstappe neem. Ons kan nie net so sit nie. Ons moet nou begin wakker word en ons moet nou begin om uit die boot uit te klim en die Here regtig te vertrou en ons oë op die Here te hou en wat ook al, en so my kop is ek besig met hierdie preek en wat ook al, en ek staan en ek sê vir die mense, julle moet uit die boot uit klim en julle moet die God begin vertrou en die geloof, moet die geloofstappe begin neem. En die volgende oomblik, toe sê iets vir my in my binneste, was nie 'n hoorbare stem nie, net in my binneste het dit opgekom, nie hulle nie jy. Dis al. Nie hulle nie, jy. Needless to say, ek verloor my hele preek. Maar nou is ek in koneksie met God en ek is besig om met die Here te praat en te redeneer in my kop en volgende oomblik toe ek myself weer tot ek mooi dink wat gebeur, toe kom ek agter ek staan en chunk voor die hele gemeente en ek weet nie hoekom nie. En my kollegas begin ongemaklik rond te skuif, die een ou se voet begin so te ruk van hoe moet hy hierdie situasie hanteer en ek het net geweet God het nou met my gepraat. Needless to say, dit was 6 maande, dit was omtrent Oktober van 2015. Ek het dit begin kommunikeer aan die gemeente se leierskap en vir hulle gesê, dit is wat gaan gebeur. Daai Desember toe gaan ek en Salome weg, ons gaan op vakansie en ons is in die Kaap, by die mooie Hartenbos, het ons gekamp met ons karavaan en elke oggend vroeg is ek en sy op die rotse, ons is baie lief vir die rotse. En ons gaan sit op die rotse en ons luister na die branders en kyk in die poeltjies en terwyl ons dit doen, bid ons. Here, nou moet vir ons wysheid gee. U moet vir ons help. En moet meer mense, ek praat op die pad en ek vind uit van hoe doen 'n mens hierdie ding? En wat doen jy? Kan jy verstaan dat daar vrees in 'n mens se hart is, né? Om jou salaris, jou pensioen, jou neseier, jou alles net te sê, ek gaan al hierdie goed weggooi, ek gaan 'n geloofstap neem, ek het 'n dogter op die universiteit, ek het 'n huis om te betaal en al daai menslike goeders hardloop deur jou kop en dan gaan sien jy besigheidsmanne wat baie hoër as jy gekwalifiseerd is en jy begin met hulle in gesprek tree en jy sê vir hulle, jy wil in 'n moeilike ekonomiese omstandigheid wil jy 'n NPO stig waar mense ekstra geld vir 'n organisasie moet gee sodat jy jou roeping kan uitlewe. En meeste van hulle het vir my gesê, Marius, no ways. Daar's nie 'n manier hoe jy dit in Suid-Afrika nou in hierdie ekonomiese toestand kan doen nie.
hang aan 'n tak, gaan bid mooi daaroor, gaan werk 'n plan uit, kom dalk eerder na jou ouer gemeente toe en gaan sê vir hulle, dis jou visie, dis jou plan, dalk kan julle die gemeente aanpas by dit, maar die Here sê nee. Klim uit die boot uit, ek het vir jou gesê, klim uit die boot uit, ek het vir jou gesê, jy moet op water loop, ek het vir jou gesê, jy moet my vertrou. En in my stilte tyd, en ek gaan nou daai teksvers vir julle gee, dit is baie naby my hart, gee die Here in die oggend vir my die antwoord hard en duidelik, en hy sê vir my, ek sal 'n rivier laat vloei in die wildernis. As daar vertalings wat sê, ek sal in die woestyn 'n rivier laat loop. Nou, julle, hoe twyfel 'n mens dan? Want God sê ja, my vrees sê nee, maar die Here sê, dis wat jy gaan doen. En ek wil net tot eer van die Here net vir julle sê, ek het nie een aand gaan honger slaap in die begin nie, ons het nie een paaiement gemis op ons kar of ons huis, of ons wat ook al, of my kinders uit die universiteit het moes haal, of enige iets nie. God het net voorsien, van dag 1 af. As jy nou vir my moet sê, hoe het ons dit gedoen, I don't know. Waar die geld vandaan gekom, ek weet nie, hoe dit gebeur, ek weet nie. Ek weet net een ding, en dit is dat ons was geblessed beyond wat ons kon dink of vra. En ek gaan die storie nou stop. En hier sit vandag 'n produk voor my, van God se genade. En daar's meer as julle, daar's mense wat gekom en gegaan het, daar's mense wat ons ongelukkig verloor het, wat langs die pad saam met ons op pad gestap het, wat iewers 'n ander pad gaan loop het, of wat, maar hulle het 'n bydrae gelewer. En ek wil in hulle afwesigheid vir hulle sê baie, baie dankie vir elkeen van julle se bydrae. En dan is daar mense wat weggetrek het en so aan, en gaan aftree by die see, lucky fishes, en sulke goeters. Mense wat ons verloor het so langs die pad, en dis met hartseer partykeer wat jy kobaai moet sê, en 'n drukkie moet gee, en dink, joh, ek verloor nou hierdie juweel, en as ek my oë uitveer met die volgende lidmaatskap 6 uur, dan sit daar weer nuwe juwele, en dan wys die Here vir my, kyk net hierdie juwele, hoe sit hulle hierso, en jy's een van hulle, en ek wil vir jou sê baie dankie. 10 jaar, ek kan nie 10 jaar doen sonder jou nie, ek kan nie 20 jaar doen sonder jou nie. Julle, wie van julle is in for the long ride? Ons gaan nou die ding moet doen. So, 10 jaar terug het ek en Salome ons 2 gehad in ons visie, ons roeping, en na 10 jaar sit ons met, en ek weet nie eens hoeveel lidmate is ons nie, dis nie, daai goeders is nie vir my belangrik van hoeveel is op die boek nie, ek worry nie oor die getal wat op die boek staan nie. Wat my hart bly maak is, as ek sien mense groei geestelik. Mense maak 'n verskil met die gawes wat die Gees vir hulle gegee het, en hulle operate, hulle doen, hulle maak 'n verskil. Ons bereik siele vir die koninkryk van die Here, ons reik uit na ander mense toe wat minder bevoorreg is as ons, of wat ook al, en ons maak 'n verskil, want 'n hawa beteken liefde. Hawe was nog nooit 'n monument wat ons moet opsit met die mooiste kerkgebou, wat en sê my, ek glo my, ek wil graag 'n kerkgebou hê, daar's baie ander redes hoekom ons 'n kerkgebou wil hê, ons eie gebou wil hê. Maar dit is in 'n neutedop. As ek terugkyk na die foto's en die dinge, en ek wil amper sê 'n swart baard wat grys geword het, en al hierdie tipe dinge, is daar een ding wat bly staan het in my hart, wat ek nie van ontslae raak nie. Maak nie saak wat nie, en dit is, ek het 'n passie vir mense. Ek het 'n passie, ek het 'n roeping, ek het nog steeds 'n visie en 'n droom. En toe ek in die week my hart stil maak, toe die Here vir my gesê, dat hy is nie klaar met ons nie. Die werk is nie klaar nie. Inteendeel, ons begin vandag 'n nuwe era. Ek wil vir jou lees, ek gaan nie vandag met 'n presentation preek nie, ek gaan nie jou aandag aftrek met allerlei goeders op die skerm nie, ek gaan net vinnig gou met jou praat vir 'n paar minute. En ek wil hê jy moet saam met my luister net na die woord van die Here, en ek gaan vir jou lees in Filippense 1 van vers 3 tot vers 6. As jy wil, kan jy jou Bible app oopmaak en jy kan volg, of jy kan maak net wat jy wil, jy kan net luister, en ek wil bid, Vader, dat U die woord aan ons harte sal kom seën.
Ek wil bid, Vader, dat daar 'n verskil sal wees, dat hierdie nie net 'n celebration sal wees van, ons het iets bereik in 10 jaar nie, Here, U weet wat my hart is. My hart is, Here, ek is dankbaar, ek is opgewonde, maar ek is bang, en Here, ek vra verskoning vir die hele gemeente vir al die foute wat ek gemaak het. Elke iemand wat ek seer gemaak het, elke besluit wat ons as gemeente geneem het, en daai besluit het mense se lewens beïnvloed, en dit was dalk nie die beste besluit nie, op daai oomblik nie. Here, ons is mense en ons maak foute en ek dink ook ons moet groot genoeg wees en volwasse genoeg wees, geestelik volwasse genoeg wees om wanneer ons foute maak, te kan herken en dit voor U te kom neerlê en vir U kom sê, Here, help ons dat dit nie sal herhaal nie. Ons bid, Vader, dat U saam met ons vir die toekoms sal wees en dat U vir ons op die toekomspad sal lei en dat U naam verheerlik sal word. Here, gee nou vir my fokus en help my om dan ook hierdie kort puntjies wat U op my hart gelê het, oor te dra met passie, sodat mense kan verstaan wat U vir ons sê vandag, in Jesus se naam. Amen. Filippense 1 vers 3 tot 6. Hy sê, ek dank my God elke maal as ek aan julle dink. En ek bid altyd in al my gebede vir julle almal met blydskap oor julle gemeenskap aan die evangelie van die eerste dag af tot nou toe, omdat ek juis hierop vertrou dat hy wat die goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. Ek wil vir jou sê, of jy nou saam met ons op pad stap, ek het vanmôre vir mense gesê, dis van julle wat hier so sit, wat nie net 10 jaar saam my stap nie, wat al eintlik 15 jaar en 20 jaar en langer saam my stap. Daar's van julle wat ek ken van vorige gemeentes af. Ek ken julle al 'n lang pad. Ek was dalk jare terug, was jy betrokke in die bediening waar ek was en so aan. Van julle het 'n groter invloed op my lewe as wat julle besef. Ek het mense in my familie na wie ek kan opkyk. Ek het mense in my gesin. Ek het mense wat regtig 'n diep spoor in my pad trap en ek kan dit nie sonder julle doen nie. Ekskuus as ek vir 'n paar dae net uitsonder vandag. 'n Man van geloof. 'n Man wat op diep pad met die Here stap en wie ek elke dag opkyk wat ek kan net dink, wow, as ek net soos hy kan wees. En so trap elkeen mens wat oor my pad kom. Ek en Salome kom 'n lang pad saam. En daar het baie dinge gebeur. Ons het ons ops en ons het ons affe. Ons het ons oorwinnings en ons het ons nederlae deur die jare beleef. Maar ek weet een ding en dit is dat as ek bid vandag, dan bid ek vir elkeen van julle dat hy wat die goeie werk in jou begin het, dat hy dit sal volëindig tot op die dag van Christus, wanneer Jesus gaan kom. Ek herinner myself aan 'n skrifgedeelte wat ek vanoggend vir jou wil gee, waar mense gestry het, is ek nou van Paulus of is ek van Apollos? En ons land baie keer in 'n situasie as gemeentes, dat ons stry oor wie like ek nou meer? Hoekom is ek hier? Gaan dit oor 'n dominee of gaan dit oor 'n spesifieke omgegroep leier of gaan dit oor 'n spesifieke bediening of 'n spesifieke wat ook al. En ek wil vir jou sê, ek wil vandag vir jou sê, en dit kom uit my hart uit wat ek met jou wil deel. Jy's nie hier omdat jy in Marius se kerk is nie. Ek is net die bode wat God aangestel het in die ou dae van die poskantoor, wat ry op 'n bicycle en wat die brief in jou posbus kom gooi. Dis al wie ek is. Die hoogste en die grootste kompliment wat jy my kan gee, is om te dink dat ek is 'n dienskneg van God. Ek hou nie van titels nie, ek hou nie van aanspreekvorme nie, want ek is nie daai mens nie. Ek is nie 'n titel nie. Ek is Marius, die servant van God. En ek hoop ek kan dit vir jou deurdra op 'n manier. En ek wil vir jou hierdie skrif gee. As jy ooit twyfel, moet nooit sê ek is van Paulus of ek is van Apollos, ek is van Marius se kerk of ek is van die se kerk of ek is in daai wat ek al nie. Hy sê dit is Paulus wat geplant het. Dis Apollos wat nat gemaak het. Maar dit is net
God wat kan laat groei. En ek dink as 'n Hawa dit kan snap, julle, dis net God wat laat groei. Dis net deur sy genade wat ons op 10 jaar hier kan staan met hierdie beautiful dekor. Dankie vir die dekorbediening. Dankie vir al die moeite wat gedoen is. Ek weet die hele span het so half saam, nie half nie, hulle het heeltemal saamgewerk en om vir ons hierdie goeders te print en reg te kry en ballonne op te blaas. Iemand sê nou vir my van die dekorspan, as ek ooit weer vir jou sê ballonne, sê vir my nee. Dis moeiliker as wat 'n mens dink. Okay, so. Alright, so. Onthou dit. Ek gaan vergeet. Ek wil vanoggend vir jou sê, God is nie klaar nie. Want hy sê dit vir ons in Filippense, dat daar's iets wat nog moet gebeur, 'n goeie werk tot op die dag van Christus. En laat ons nie 'n papwiel kry langs die pad en op 'n punt kom wat ons nie meer weet wat en hoe en wat ook al nie. Ek wil vir jou 'n paar puntjies net uitlig vanoggend. Nommer 1 wat vir my belangrik is, kom ons sê vanoggend dankie vir God vir die verlede. Kom ons dink aan die verlede, en of jy nou hier is vir 'n maand, of 2 maande, of 'n week, of 3 weke, of wat ook al, en of jy 10 jaar saam met ons is, maak nie saak nie, niemand word gegradueer hierso van jy's 'n goue lidmaat, en jy's 'n silwer lidmaat, en jy's 'n grys lidmaat, en of wat ook al nie. Ons is almal dieselfde, want ons is kinders van God. Kom ons eer God vir die verlede, maar ek wil saam met die woord eer, wil ek nog 'n letter bysit. En dit is, kom ons eer God vir die verlede. Maar ek wil jou vra, Hawa, kom ons leer ook uit die verlede. Kom ons leer aan al die dinge, en ek wil jou vra, jy sit dalk hierso en jy voel dalk, Jesus Marius, ek het jou eendag nodig gehad en jy was nie daar nie, of jy was nie genoeg by my nie, of jy het nie genoeg oproepe na my toe gemaak nie, of jy het nie vir my kom kuier in die hospitaal nie, of jy het nie my gesalf met olie toe ek gedink het jy gaan my kom salf met olie nie, of jy voel dalk een of ander stadium neglected. Ek wil jou vandag plegtig om verskoning vra. Maar ek wil jou ook vra, can bygones be bygones? Kan ons vandag hande vat en ons eer die Here vir die verlede, maar ons leer ook uit die verlede. Wat nodig is 'n teksvers wat my kom herinner het hierdie week, soos Jesaja 43 vers 18 en 19, en nou kom hy nou, die een wat die Here vir my en Saloom gegee het, daar in Hartombos, op die rotse, en hy kom, hy sê, dink nie aan die vorige dinge nie, en gaan slaan geen ag, wat vroeër gebeur het nie. Kyk, ek gaan iets niets maak. Nou sal dit uitspruit. Sal julle dit nie merk nie? Ja, ek maak 'n pad in die woestyn, riviere in die wildernis. En dis met daai vertrekpunt wat ek uitgehardloop het daar, en geweet het, this is going to work. Maak nie saak wat nie. Dit is wat, dankie Here vir die verlede, dankie vir die bevestigings, dankie vir die beloftes, dankie, ons sê eintlik dankie met verwagting, want ons sien ons is op die punt van 'n volgende fase, 'n dieper fase, en ek dink dis waarheen ek jou nooi vanoggend. Kom ons stap 'n dieper pad met God. Kom ons maak dit ons motto om te sê, Johannes 3 vers 30 sê, laat ek minder word en dat hy meer word in ons lewens. Dis die regte rigting van groei. Ek sien uit na nuwe mense, nuwe invloed, nuwe geloofstappe wat ons saam kan neem. My tweede puntjie. Ek wil vir jou 2 Kronieke 15 vers 8 gee. En hoor gou hierso. En ek sê, die punt se naam is, los of verwyder dit wat ons terughou. Julle, as daar enige iets is wat ons terughou om vorentoe te gaan, enige iets wat ons keer om vorentoe te gaan, moet ons dit vanoggend los, ons moet dit vanoggend bely. En ek het al begin daarmee, en ek sê vir jou, as ek vir jou verskoning vra vir my foute van die verlede, vir die afgelope 10 jaar, asseblief verskoon my. Maar ek wil jou ook vra, verskoon mekaar. Want jy sien, daar sekere goeders wat ons keer om vorentoe te gaan. En een van hierdie goeders het koning Asa besef. In 2 Kronieke lees ons koning Asa sê, toe hy koning geword het, die eerste ding wat hy gedoen het, is hy sê, in die ou Afrikaanse vertaling, sê hom so mooi, hy gebruik 'n snaakse woord. Hy sê, en koning Asa het die verfoeisels verwyder. Wat is 'n verfoeisel?
Die van julle wat nou bietjie meer Engels sprekend is, I don't know if it's as a vervoisels. Okay, dis iets wat jou keer, né? Dit is 'n hindernis, dis iets wat jou keer om vorentoe te gaan, dit 'n obstacle, wat ook al. En ek dink dis is 'n stap wat ons vanoggend as 'n hawe moet inneem. 2 Kronieke 15:8 sê, en toe Asa hierdie woorde oor die profeseë van Asaria, die seun van Odet, gespreek het, het hy, hoor gou hierso, moed geskep en die verfoeisels verwyder uit die hele land van Juda en Benjamin, uit die stede wat hy van die gebergte van Efraim ingeneem het. Hy het die altaar van die Here wat voor die voorportaal van die Here was, die het hy herstel. En dis wat ons moet doen. Ouens, kom ons vergeet wat agter ons is. Dit is skriftuurlik om te sê, kom ons vergeet vir ons wat agter is en ons trek ons uit na wat voor is. Ons verwyder die verfoeisels. En as jy vanoggend hierso sit en jy weet van een of ander verfoeisel, een of ander obstacle in jou lewe, een of ander iets wat jou keer om geestelik vorentoe te gaan, om geestelik te groei, dan is dit die antwoord wat die Here vir my gegee het, ook daaroor gebid het in die week, om vir my te sê, verwyder die verfoeisels, verwyder dit wat tussen my en jou staan, verwyder die verlede, hou op om jouself te blameer oor die verlede, hou op om hierdie goeders te doen, gaan en verwyder die verfoeisels, dit wat 'n hawa keer om te groei, kom ons verwyder dit, kom ons het nie net planne op papier nie, maar kom ons kry planne in die praktyk. En ons vat hierdie gemeente na die volgende stap toe. Nommer 3. Ek dink as 5 as jy dit tel. Net so by the way. Of 4. Kan nie onthou nie. Nee, net 4. Die derde een van 4. Kom ons bou wat ons nodig het. Kom ons bou wat ons nodig het. En nou praat ek nie van net 'n fisiese gebou nie, ek praat van ons geestelike huis. Kom ons begin te invest in mekaar en ons vra die Here dat ons in mekaar se lewens kan invest deur ons bedienings, deur ons omgegroepe, deur die leiding wat ons kry van direksie se kant af, van ouderingeraad se kant af, van waar ook al af, alle bedienings. Julle ons moet bou wat ons nodig het. Ons kan vanoggend vir onsself die vraag afvra, wat bou ek? Wat is jy besig om te bou in God se koninkryk? Dis 'n moeilike een om te, jy kan vir my sê, Marius, maar wow, dis nie my verantwoordelikheid om te bou nie, ek is net 'n gewone lidmaat. Ek bou niks, jy moet bou. Dis jou verantwoordelikheid. Ek wil net vir jou sê dat Galasiërs 6:5 sê dat elkeen sal sy eie pak dra eendag voor die Here. En jy moet aan jou geestelike lewe bou. Kan jy imagine as elkeen van ons geestelik verdiep in die volgende paar jaar, wat gaan gebeur? As ons elkeen verdiep, ons elkeen stap 'n nouer pad met God, nouer as nog ooit in ons lewe tevore, en ons bou in ons eie geestelike lewens in, en ek beweeg nader aan die Here, en jy beweeg nader aan die Here, en ons almal beweeg nader aan die Here, en die hele gemeente skuif nader aan die Here, gaan die Here vir ons mense gee, wat ons dan kan mentor, en saam met ons op hierdie pad vat. Dis as ons praat van mentorskap, kan ek hom gou vir jou in Bybelse terme gee? Disipelskap. Is jy 'n disipelmaker? Jy hoef nie te preek nie. Jy hoef nie 103 teksverse te ken of selfs 10 nie. Just live Jesus. Leef Jesus. Elke dag. En beweeg jy persoonlik na, kom ons bou wat ons nodig het, kom ons bou wat ons droom. Dit help nie ons bou wat ons bou in ons koppe wat ons droom, maar ons bou dit nie regtig nie. Dit gaan begin by my. En jy kan dieselfde sin sê, dit begin by my. Maar partykeer is dit nodig om 'n monument op te sit om jou te herinner, né? Ek praat nie van, ek sê, bou jy 'n monument of 'n altaar, is dit nie verkeerd om 'n monument te bou nie. As ons ietsie vandag kry wat ons herinner om te groei. Dit herinner ons wie ons is, dit herinner ons aan ons DNA, dit herinner dat ons hier is om mekaar te dien, mekaar te serve, mekaar te dien, dan wil ek hê, jy moet vandag iets in jou hand hê, wat jy kan saamvat. Weet jy wat is 'n linoprint? Het ek die regte woord gesê, Christel? 'n linoprint. Wie weet nie wat is 'n linoprint nie? Jy kan maar sê, ek het nie geweet nie. I was a week ago, that days oud toe ek het geleer het. Okay,
So ek wil vir jou vandag, deur Christel se genade, die van julle wat nie weet nie, Christel Aart, is hier by ons in die gemeente, en Christel Pretorius Aart, het 'n lino print gedoen. Ok, as jy gaan jou nou in jou hande kry, maar die image is iemand wat 'n ander persoon se voete was. Nou, lino print werk so. Sy mag net een keer in haar lewe, Christel, as ek nou nonsens praat, moet jy my reg help, hoor. Ok, jy moet vir my sê, wow, stop die bus, sit af die mic, ek gaan vir hulle sê. Want jy maak nou nonsens droog. Ok. Christel mag net een keer in haar lewe hierdie image gebruik. Hierdie image is nou gebruik en hy mag nooit weer gebruik word nie. En dan word hy geproduseer op haar naam, met haar terme, en sy registreer hom, as ek het reg verstaan, of hy is so half, wat ook al, maar daar sal nie nog in die toekoms nog so een wees. Sy mag hom nie weer reproduce nie. Dit is wat hom uniek maak. En hy's genommer, agterop sê jy sien, jy het nommer soveel van 250. Ok, so. Ek wil jy moet hierdie image vat vandag. Julle kan my uitdeel. En julle moet vir elke, kom ons gee een vir elke groot mens op hierdie stadium. Ok, elke groot mens, ek bo 18, né? Vat gou vir my enetjie. As daar oorbly, kiddies kan ons vir julle ook gee. Ok, ek wil jy moet gou gekonsentreer op hierdie, want ek wil hê, ons moet onsself herinner. En ek wil uit my hart uit vir Christel sê, dankie vir hierdie inisiatief wat sy na my toe gebring het. Dis nie my idee gewees nie, en dit is wat die liggaam van Christus so fantasties maak is, dat mense moet welkom voel om 'n idee na ons toe te bring, en dan word dit realiteit. En jy is bevoorreg vandag om een van 250 prints in jou hand te hê, en dit is om jou te herinner aan wie Ahava is, waarvoor ons staan, en dat jy 'n verantwoordelikheid het om ander se voete te was. Agterop is haar boodskapie vir jou geskryf, en jy kan hom bære. En hierdie is ek glo is met liefde gemaak, en ek wil jou vra om dit iewers te sit, waar jy dit gereeld kan sien. En as jy hierdie sien, bid vir ons gemeente, dat ons gemeente mekaar se voete sal was. Dikwels is mense so besig om mekaar se koppe te was, in plaas van mekaar se voete. So kom ons maak hierdie baie special vir onsself. En ons bære hierdie met die oog op die toekoms, om te sê, Here, dankie. Dankie dat die beeld van Jesus wat mense se voete gewas het, vir ons 'n monument kan wees om ons te herinner, om te bid vir die gemeente, om my plek te vind. Weet julle wat nou, op 'n stadium, en dit is wat ek vir Ahava wil bid vanoggend. Toe Israel deur die Jordaan getrek het hulle ook monumente opgesit. Né? En dit is die koneksie wat ek met Christel se aard gemaak het, is, ja, Jesus het later eers voete gewas, maar die monument of die gedenksteen wat opgesit was deur Israel, toe hulle deur die Jordaan getrek het, was hulle klippe gevat uit die Jordaan uit, daar waar die water altyd gevloei het, en toe hy daai dag gevloei het, jy gaan lees bietjie, het van kant tot kant gevloei, was in die reenseisoen, in die vloedseisoen. En hier's 'n diep boodskap hierin. En hulle het klippe daar uit die rivier uitgehaal in die middel, en hulle het 'n altaar gebou, maar hulle het ook 'n altaar by Gilgal gaan opsit. En die opdrag was gewees, elke keer as julle daai klippe sien wat op mekaar gestapel is, wil ek julle herinner. En julle moet julle kinders herinner aan dit wat God gedoen het. En weet julle, daar het 'n paar goed gebeur. Die wonderwerk van water wat gaan stil staan as ek 'n geloofstap neem. Daai rivier was in vloed. Hy het geloop, pappa. Soos 'n 3 liter Ford op die Wesrand. Hy het geloop. En hoor wat sê die Bybel? Die Bybel sê die oomblik
toe die priesters met die ark op hulle skouers loop, die oomblik toe hulle voete aan die water raak, het die vloed gaan staan. Nie 'n sekonde vroeër nie. Hoekom nie? Want ek en jy moet die geloof stap neem. Jy sien, dis moeilik om daai tree te gee. Dis moeilik om oor te gaan tot aksie om te sê, ek glo God so, dat ek nou in die water gaan trap. Petrus moes dit gedoen het, ek moes dit gedoen het, ek het dit nie in die fisies gedoen met water, ek kan nie op water loop nie, maar het vir my gevoel daai eerste ruk asof ek water trap. Fisies, maar dit was spiritual. En weet julle wat nog gestop? Toe hulle deur die Jordaan is, die manna. Ewe skielik stop die manna, want nou is julle groot genoeg om julle eie manna. Julle eet nou van die land wat ek vir julle gegee het. So jy gaan nie meer gespoonfeed word nie. Ouens, as ons geestelik wil vorentoe strap met 'n hawa, moet ons op 'n punt kom wat ons sê, ons het nie manna nodig nie. We're not going to do this ourselves. Obviously met God, ek bedoel dit nie sonder God nie, jy moet my nou nie verkeerd verstaan nie wat ek sê, want God was by hulle elke tree. Maar hulle moes self plant, en hulle moes verantwoordelikheid vat, sodat hulle kan groei. En ouens, as hierdie print jou kan herinner aan dit, wie en wat jy is, dan dink ek het ons 'n groot doel bereik vandag. 'n Baie groot doel bereik. Christel, uit my hart uit, baie dankie. Ek dink dit is iets wonderlik wat ons saam met ons kan vat. Ek dink dat het oorgebly, né? Het daar 'n paar oorgebly. Nie baie nie, sê rooi kappie daar agter van my, nie baie nie, maar ek wil tog hê dat daar van die groter kinders nou wat op hoërskool is, moet ook van dit kry. OK. Hulle kan na die tyd by julle gaan haal. OK. Ek sê jou nie uitsonder nie. Ek weet julle hou nie af van as ek julle op die naam noem nie. Nou, alraai. OK, julle. Laaste puntjie. Nou moet ons vorentoe. En die enigste manier ons kan vorentoe is saam. En dis my laaste punt. Saam vorentoe. Onthou Filippense 3 vers 13 en 14 het vir ons gesê dat God is met ons. En dat ons elke dag vir mekaar moet bid en aan mekaar moet dink en mekaar opdra, want hy wat die goeie werk in 'n hawe begin het, sê vir ons vanoggend, ek is nie klaar nie. Nie ek nie, hy is nie klaar nie. En dat hy vir ons sal deurdra, dat hy ons sal vat en ons gaan dit regkry met geloof, gehoorsaamheid en fokus. Om 'n eenheid te vorm. Daar moet 'n balans wees tussen die verlede se dankbaarheid en fokus op die toekoms. 'n Aktiewe plan vorentoe. Ek wil vir jou net hierdie vers gee. Broeders, ek reken nie dat ek dit self gegryp het nie. 53 vertaling, Filippense 3. Wil ek vir jou gee. Hoor gou hierso, ek gaan vir jou in 2 vertalings gee. As jy Engels wil volg, ek het nou nie vanoggend die Engels hier nie, jy kan gou op jou Bible app kyk, hoe sê die NIV of die New Living Translation of wat ek al hom, of die NIV of wat ek al New International Version. Maar Afrikaans ou 53 vertaling sê, broeders, ek reken nie dat ek dit self al gegryp het nie. Maar een ding, ek vergeet van die dinge wat agter is, en ek strek my uit na wat voor is, en jaag na die doel, om die prys te verkry in die hoë roeping van God in Jesus Christus. Die 83 vertaling sê vir my nogal mooi in Afrikaans. Hy sê, broers, ek verbeel my nie dat ek dit alles al het nie. Dis nogal mooi, né? En dis uit my hart uit wat ek sê, as julle dink, I've been there, done that, got a t-shirt, ek dink ek is volmaak en perfek, ek is nie, ek is ver daarvan af. Maar ek verbeel my nie dat ek alles al het nie. Maar een ding gaan ek doen, en ek maak my los van wat agter is, en ek strek my uit na wat voor is, en ek span my in, om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal, waartoe God my geroep het in Christus Jesus.
Dis wat die Vader op my hart gelê het vanoggend. Dankie vir ons verlede. Kom ons verwyder dit wat ons terughou. En ons breek verfoeisels af. Ons bou wat ons nodig het. En ons gaan saam vorentoe. Maklik, eenvoudig. Mag die Here vir elkeen van julle seën, dat dit ons pad vorentoe sal wees. En profeties gesproke, as ons oor 10 jaar in ons nuwe gebou is, alreeds, en ons sit, en ons hou ons volgende 10 jaar fees, dat ons sal terugkyk op vandag, en sal onthou dit wat ons besluit het om te doen. Ontvang die seën van die Here, gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap en die inwoning van die Heilige Gees in elkeen van ons harte, en mag ons van krag tot krag gaan, in Jesus se naam.